Alright, graad 12 soos ons by vraag 5. Jy het finansiële wiskunde gedoen in graad 11. So graad 11, julle het nog nie finansies hierdie jaar gedoen nie. So jy hoef nie te bekommer te wees hieroor nie. So hierdie vraaggetjie is nou nie vir die graad 11 van die jaar nie, maar graad 12. Finansiële wiskunde is jou lekkerste vraag, want dit is eintlik waar jy punte bymekaar kan kry. Of jy wys hoekom. Op die inligtingsbladsy of jou formulebladsy het jy hierdie klompie formules in hierdie presiese selfe volgorde. En ek gaan nou gou vinnig 'n oombliekie neem en net gou vir jou aandui wie's wie. So hierdie eerste ene is jou enkelvoudige rente. Voudige rente. Hulle hou daarvan ook om huurkoop te gebruik vir sy naam. OK. Dan hierdie ene is jou enkelvoudige verval. Enkelvoudige verval. So as die waarde van iets verminder, reglynig. OK, ek onthou nou nog 'n woordjie wat hulle graag gebruik is reglynig. OK, so dit is vir groei reglynig. En hierdie is vir vermindering of net verminder. Dan hierdie ene is jou saamgestelde rente, baie gewilde ene. Saamgestelde rente. En hierdie is jou verminderde saldo metode. Verminderde saldo metode. En dan hierdie is natuurlik jou enkelvoudig. Effektiewe of nominale rente. Nou wat hulle ook doen met 'n tydlynsom is hulle vat hierdie ouetjie, hierdie saamgestelde rente en hulle voeg 'n paar goedjies by. So die standaard A is gelyk aan P hakkie 1 plus en dan gaan die I so snaaks skryf. En die N is nog altyd daar, maar omdat 'n tydlynsom 'n periode by het, is dit wat bykom. En hy is mos nou nie op jou formulebladsy nie. Want ek meen, hierdie wat ek jou gegee het, is wat ons jou op die inligtingsbladsy gee. So jy kan hom net elke keer aflei van die saamgestelde rente af, dat dit is jou tydlyn. Kom ek skryf vir jou tydlyn. Jou tydlynsom. Maak gebruik van hierdie formule. Nou met al hierdie in gedagte, moet jy natuurlik ook weer onthou wie's wie. Elke formule se A-waarde is jou eindbedrag. Elke formule se P-waarde is beginbedrag. Elke formule se I is jou rente, wat op 100 is. En elke formule se N is jou tydperk waarmee jy werk. Jare is die mees algemene ene. Kyk, kom ek skryf ook sommer hierso by jare vir jou. Reg. So dis die voorafkennis wat jy moet hê, want die inligtingsbladsy gee nie die formules. Jy moet weet waarvoor elke letter staan en jy moet weet wat is elke formule se naam. So kom ons kyk na die eerste vraag. Die eerste vraag lees soos volg. Aan die begin van 2021 was die bevolking van 'n stad 107.200. Dit groei teen 'n gesaamgestelde koers van 7,5% per jaar tot die einde van 2030. Nou vra hulle vir 1 punt, skryf die getaljaar van die begin van 2021 tot die einde van 2030 neer. So, jy begin by 2021, se begin, Januarie. So tot by 2030 se Januarie het jy 9 jaar, maar hulle het gevra vir Desember, vir die einde. OK, so dan moet daar nog 'n stukkie bykom, om tot die einde van 2030 te kom. Nee. So, uiteindelik
praat ons hier van 10 jaar. Hoe kry ek die verskil? Jy gaan maar net die twee van mekaar aftrek en 1 byplus. Die verskil tussen 2030 en 2021 is 9 jaar, maar omdat jy werk van die begin tot die begin is 9, maar jy moet nog die 1 hele jaar nog bytel. Ok, dit gedoen. Nou vra hulle vir ons, wat is die bevolking van die stad aan die einde van 2030? So, omdat dit saamgesteld is, en hulle sê, die bevolking groei teen 'n koers, so dan beteken dit saamgestelde rente. So ek doen nou 5.1.2 hierso. Hierdie is sommer 5.1.1 se antwoord. Daarby hom langsom geskryf, langs die punt. So 5.1.2 begin ons met die saamgestelde renteformule. Jy kopie hom net so van jou formulebladsy af, dan mag jy dalk al 'n punt kry. Dan die bevolking was 107.200 en die rentekoers was 7,5%. Nou 7,5% is 7,5 op 100 en as jy die SD druk op jou sakrekenaar, dan gaan jy 0,075 kry. So ek gaan nie 'n breek skryf. Ek gaan sommer nou net klaar skryf 0,075 en ek tik baie makliker in en ek gaan hier so sê 10 jaar. Ok, en dan as jy die berekening doen daarvoor, dan kry jy 220.942,58. Maar omdat ons hier met persone werk en bevolking is mense, nou daai desimaal gaan ek nie in ag neem nie, want dis nog 'n persoon op pad. Dis nie 'n hele persoon nie. So dis net 220.942 mense. Ok, so as dit bevolking is van enige iets, van mense, van 'n diersoort, dan rond jy altyd afwaarts. Ok, en nie opwaarts of tot die tweede desimaal nie. Reg. Ok, kom ons kyk wat vra hulle vir ons nog by finansies. Hulle sê 'n vervoermaatskappy het 'n vragmotor ter waarde van R2.520.000 gekoop. Die waarde van die vragmotor het teen 'n koers van 21% per jaar tot 1/5 van die oorspronklike waarde verminder, gebaseer op verminderde saldo metode oor 'n sekere tydperk. Nou, ek hak so 'n bietjie daar, want ek het nou net iewers daai naam geskryf, daar heel aan die begin by die inligtingsblad, sodat jy sommer klaar weet met watter formule moet jy werk. Maar eers vir 1 punt, vra hulle vir ons bereken 1/5 van die oorspronklike prys van die vragmotor. So jy gaan letterlik gaan, ek gaan weer sy antwoordjie hierso vir ons doen, jy gaan letterlik gaan in 2.520.000 gaan jy vat, en jy gaan dit maal met 1/5 om te kan bereken wat is die waarde van die vragmotor. Ok, wat is 1/5 daarvan? So 1/5 daarvan werk uit op 504.000 presies. Ok, een baie maklike puntjie, jy kan ook net die antwoord geskryf het, dis nie nodig vir berekeninge nie. Reg, so 5.2.2 vra nou vir ons hoe lank in jare dit die vragmotor sal neem om tot by 1/5 van sy oorspronklike waarde te wees. Nou, omdat ons gesê het ons werk hier met verminderde saldo metode, beteken dit gaan ons nou hierdie formule wees, wat die minus het. Maar nou moet jy ook onthou, dat die P is die beginbedrag. Nou, waar het hierdie ding begin? Hy het begin by 2.520.000 en waar het hy geëindig? By 504.000. So dit is die waardes wat ons dan onder andere gaan invul hierso. So hierso gaan kom 2.520.000 en hierso gaan kom by die eindbedrag 504.000. En dan hakie 1 minus, die rentekoers is gegee as 21%, 21% gaan ek weer vir jou wys, is 21 op 100, wat as ek die SD druk 0,21 is, so ek gaan 0,21 in vervang, en ek gaan die N ooplos, want die hoe lank, wat hulle hier vra, is mos nou jou jare, jou tydperk, so N het jy nie. Ok, nou ek het vroeër genoem daar by vraag 3, dink ek, as ek reg kan onthou,
dat ons gaan logs moet gebruik. Ons gaan dan nou vir logs inspan, want dit is die enigste manier hoe om hierdie eksponensiële vergelyking op te los. Maar eerstens moet ons gou eers ons vergelyking van so 'n aard kry dat ons die log kan doen. So wat ek doen is, ek deel die 2.520.000, want dit maal mos nou met hierdie hakkie, so die inverse bewerking is gedeel deur. So dis hoekom ek dit nou deel met die 504.000. En dan in die hakkie, in hierdie hakkie, kan ek aftrek en ons kry die volgende. 79 op 100. Ok, jy kan die ST druk as jy wil, maar ek gaan hom sommer eers so as 'n breek los. Nou goed, as ek hierdie vereenvoudiging gaan doen, hierdie breekvereenvoudiging, dan is jy heeltemal reg om 'n 5de te kry, want dis waarna toe hy verminder het, 'n 5de. Probeer die verhoudings te sien hierso. Dis baie 5des, so eintlik het ons geweet ons moet daarby uitkom. Reg, en dan is dit mos nou 79 op 100, en dis als tot die mag n. Nou jy sal onthou toe ons van logvorm na eksponentvorm toe gegaan het, moet ons nou gaan van eksponentvorm na logvorm toe. So my skerpioenstertjie, hy loop nou net anders te om. Maar my rympie is nog steeds dieselfde. Ons begin nog altyd by die GT. Ons moet by hom begin, ons moet by die grondgetal begin. So as ek hom dan nou gaan oorskryf in logvorm, dan gaan ek hom skryf as log grondtal 79 op 100, of 0,79 as jy wil, en dan 'n 5de, of 0,2 as jy wil, is gelyk aan n, en dan hierdie hele sommetjie, met daai is jou grondgetal en daai jou getal vir die log, tik jy net so in, en dan gaan dit vir jou 'n antwoord gee van 6,827 so dit rond af na 6,83 jaar. En dan het jy vir my mooi beantwoord hoe lank dit sal neem vir die trok om te verminder tot 'n 5de van sy oorspronklike waarde. Ok. Right, volgende ene, laaste ene, is gewoonlik jou tydlynsom, en 'n tydlynsom, gewoonlik 'n ding wat storieetjies vertel, wat sulke bullets het. En hoekom ek weet dit is 'n tydlyn as gevolg van die bullets, want daar's konstante veranderinge. Eers die een jaar is dit, en die ander jaar is dit dat. So, kom ons lees, en kyk wat hulle vir ons gee. Phumza besluit om oor 'n periode van 7 jaar R200.000 vir haar kinders se onderrig te spaar. Kom ons kyk hoe het sy al geldjies gespaar. Sy het op 1 Maart 2022 R60.000 in 'n beleggingsrekening gedeponeer. Nou goed, ek gaan nou eers, voordat ek die volgende bullet lees, gaan ek nou eers vir my 'n tydlyn teken. Hierso gaan ek skryf 1 Maart 2022, en ek gaan die bo aan skryf plus 60.000, want dis waarmee sy begin het. Of ek skryf nou sommer so plus 60.000, ek moet dalk net sê 60.000, want dit is waarmee begin is. Ok, so eerste bullet, aangeteken. Tweede bullet sê, die rentekoers vir die eerste jaar was 11% per jaar kwartaalliks saamgestel. So nou moet jy nou weer onthou, wat beteken dit as iets kwartaalliks is? Kwartaalliks beteken, dit deel die jaar op in 4 dele. So ek gaan hierso skryf 11%, en dat my M, my periode, gaan wees 4. Alright, so daarso het ons die tweede bullet gehanteer. Nou lees ons die derde bullet. Die derde bullet sê, 'n verdere R15.000 is op 1 Maart 2023 gedeponeer. So net mooi 'n jaar later, 2023, is daar R15.000 gedeponeer. Dan lees ons nou die volgende ene, wat sê die rentekoers het toe na 13,7% per jaar verander, halfjaarliks saamgestel. Halfjaarliks beteken dit deel die jaar op in 2 gelyke dele. So van hier af, so daar is amper so half 'n split om te sê, daar is som nommer 1. So dan van hier af is die rentekoers 13,7% en my M is 2 vir halfjaarliks. En dan, as ons nou verder lees, sê dit nou die laaste bullet, Phumza beplan om 1 Maart 2026 'n verdere R20.000 te deponeer. Die rentekoers bly onveranderd. So kom ons kyk hoeveel jare verloop nou hierso. 2024,
op die 1 Maart 2025, 1 Maart 2026. Besluit sy om nog R20.000 by te voeg. Ok, right. En nou lees ons dat die laaste stukkie sê, bepaal of sy haar doelwit sal bereik om teen die einde van die 7de jaar genoeg geld vir haar kinders se onderrig te spaar. Nou kom ons kyk hoeveel jare het ons hierso. Hierso is 1, 2, 3, 4, 5. Nee? As ek het reg het. So hoeveel jare kort nog? Daar kort nog 2 om die 7 jaar siklus vol te maak. Nee. So ekskuus, ek gaan dit nou so 'n bietjie indruk hierso. Jaar nommer 6, jaar nommer 7. Reg. So een so hele blokkie tel as 'n jaar. Ongeag eintlik wat die datum is. Die datum is nou nie regtig hier vir ons belangrik nie. Dit moet net oor 'n 7 jaar periode geskied. Soos as dit van hier tot hier 'n jaar is, dan tel ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Nou kom ons kyk gou na ons somme. So ek het klaar aangedui hierso vir jou dat dit som nommer 1 is. So hier waar die volgende verandering plaasvind in bedrag, gaan dit beteken dat hierdie gedeelte som nommer 2 is en die laaste stukkie wat oorbly som nommer 3. Maar nou wat belangrik is, as ons kyk na die formule wat ons gaan gebruik, het ons 'n bedrag nodig, ons het die rente nodig en ons het die periode nodig asook die tydperk. So die tydperk, hierdie was 1 jaar. So n is gelyk aan 1. As ons kyk hoe lank hierdie som is, hy loop hier, die hele stukkie hierso, tel ons 1, 2, 3 jaar. So hierso is N3. En hierdie sommetjie se tydperk is ook 3. 1, 2, 3. Nou ontlet maar net op wat hulle gesê het, die rentekoers en die halfjaarliks het nie verander hierso nie, so hy was presies dieselfde vir hierdie som, so ek kort nie hierso rentekoers en M nie, want dis presies dieselfde as die vorige ene. So ja, hier's 3 somme wat ons nou moet deurwerk, so kom ons begin. Ek gaan begin met som nommer 1. So die formule is altyd saamgestelde rente, so jy kan hom so van die formulebladsy afneem, maar dan wanneer jy die invervanging doen, moet jy asseblief onthou om dan nou jou M vir maandag by te voeg. So jou rentekoers was 11%, so 0,11. Jy hoef seker nie nou mee te wonder hoekom ek 0,11 skryf nie. Die M is 4 en die aantal jare wat ons hiermee werk is 1 maal met 4. Ok? En dan gaan dit sakrekenaar toe en dit gee vir jou 'n antwoord van 66.877 en 27556. Nou jy mag nog nie afrond hier nie, nee, want dit is mos nog eers die einde van som 1. Jy moet tot by som 3 kom voordat jy mag afrond. Reg. So, voordat ek som 2 mag begin, moet ek onthou wat het gebeur by som 2. By som 2 is op my tydlyn aangedui dat ek R15.000 by kan voeg. So al wat ek gaan doen is, ek gaan vir myself hierso skryf plus 15.000, wat beteken, ek gaan hierdie bedrag vat en 15.000 by plus. So, ek het dan 'n nuwe beginbedrag van 81.877 en natuurlik weer al my desimales. En dan beteken dit ook nou, ek moet gaan kyk wat is my nuwe rentekoers. Die rentekoers was 13,7, so ek gaan 0,137 skryf. En dan my periode was 2, want is halfjaarliks, wat beteken dit my jare in 2 dele gedeel. Die aantal jare wat ek mee werk is 3, en dit maal ek natuurlik met dieselfde periode. Goed, en dit gee vir ons dan 'n totaal van 121.845 en die desimales is 794. Ek gooi niks desimales weg nie. My sakrekenaar, of ons almal se sakrekenaars het net plek vir 9 syfers, so dit is die 9 syfers wat hy jou gee, en dit skryf jy alles mooi neer. En dan, wat gebeur hierso by die derde som? Daar gebeur R20.000 wat bygevoeg moet word. So som nommer 3,
As ek hom gaan begin, moet ek net onthou dat ek moet R20.000 byvoeg. En dit gee vir my dan 'n splinternuwe beginbedrag van R141.845 en dit desimales is 794 en die rentekoers het onveranderd gebly, so ek kan weer die 0,137 gebruik en dit deel deur 2 en natuurlik kon ek nou weer eens getel het hoeveel jare het oorgebly, 1, 2, 3 jaar. So, dis 3 maal 2 en dit gaan vir my gee 'n totaal van 211.088 en as ek hom afrond tot 2 desimales, want dis mos nou my antwoord, kry ek 4 sent. Maar nou, hulle het gevra bepaal of sy genoeg geld sal hê. Nou, ons het die getal nou, so ons moet nou net afsluit met 'n gevolgtrekking. 'n sinnetjie wat sê, sy het genoeg gespaar of sy het nie genoeg gespaar nie. En as ek reg kan onthou, het Pumza gesê, sy wil R200.000 gespaar kry. So Pumza het genoeg geld gespaar. OK. Right. En dit is vraag 5, graad 12's. Lekker bietjie finansiële wiskunde. En onthou, ons kan jou enigiets vra van enige formule af. So jy moet regtig vertroud wees met wat elke formule vir jou doen. En maar net verskriklik mooi lees vir die regte naam, want as jy die verkeerde formule by die verkeerde vraag gebruik, kan ons dit nie vir jou merk nie. So lees asseblief baie mooi. Goed, ek sien jou by vraag 6.